Ons wil vanmôre in die besonder dink aan ons bejaardes. Baie van hulle is siek en hulle kan nie saam met ons wees nie. Phyllis en Tony, Tannie Anna en oom Chris en Tannie Lizzie, Tannie Sunny. Ja, dis al ons bejaardes is siek en ons verstaan, is 'n moeilike tyd van die jaar. Die siektes wat die mense so plat trek. En ons dink aan elkeen van hulle. Vir hulle wat weg is, wat op pad is, en vir veiligheid op die pad. Kom ons bid dan saam. Ons vra die Here se hand oor hierdie mense asseblief. Here, dankie dat ons hierdie geleentheid het vanmôre om hierdie plekkie te wees wat U vir ons uit genade gegee het en dat ons kan saamkom as 'n liggaam, die liggaam van Christus, dat ons mekaar se laste kan dra en ons doen dit deur vir mekaar te bid. Ons het die name genoem van ons bejaardes wat siek is, maar boonbehalwe hulle is daar ander ook, Here. Elkeen het hulle eie uitdagings. Daar's ander toestande en omstandighede wat ook swaar weeg en ons wil vra, Here, wees genadig asseblief. En U weet van elke een se omstandigheid en toestand. En ons vra, Here Jesus, wees genadig asseblief. Dink aan hulle wat weg is met vakansie, ons bid vir hulle veiligheid ook en dat hulle weer veilig sal kan terugkom. En daarvoor sê ons ook dankie. Wanneer ons vanmôre om die woord sit, wil ons vra ook daar, Heilige Gees, U weet, U het oorspronklik hierdie woord inspireer, en daarom wil ons vra dat U hierdie woord ook aan ons harte sal kom plaas vanoggend. En daarvoor sê ons ook al reeds dankie, in Jesus naam. Amen. Dis vandag Christen Martelare dag. Jy het dit geweet? Nou weet jy. Volgens die kerkkalender is dit Christen Martelare dag, waar ons dink aan martelare reg oor die wêreld, waar Christene vandag nog gemartel word vir hulle geloof. Gemartel in die sin van hulle word fisies doodgemaak, hulle kerkgeboue word afgebrand en elke familielid wat aan hulle verbonde is, word ook vervolg. So dis feit. En daar's baie lande waar Christendom glad nie welkom is nie, waar Christene vervolg word. Ek en jy leef nog in relatiewe veiligheid in ons land. En ons word nie vervolg vir ons geloof nie, en dis genade. En daarvoor ons sê ons die Here ook baie, baie dankie. Dit is nie 'n gegewe nie, dis genade. En die duisende Christene in ander wêrelddele wat vervolg word, ons dink vanmôre in die besonder aan hulle. Die eerste martelaar wat ons van lees van in die Bybel is natuurlik Stefanus, daar in Handelinge 7. Die heel eerste Christen wat ons weet wie gemartel was vir sy geloof. Kom ons lees 'n gedeelte daarvan saam, in Handelinge 7. Nou die eerste paar verse of paragrawe in Handelinge 7 is waar Stefanus die hele geskiedenis van die Ou Testament uitlê. Bybelkennis daai tyd was goed. Mense het seker gemaak hulle het die geskiedenis goed geken. En hier is 'n voorbeeld van Stefanus wat dit goed geken het. En toe hy nou die hele uitleg gedoen het van die Ou Testamentiese agtergrond, kom hy by vers 51 in Handelinge 7. En hy sê vir die gehoor daar, nou dis hoofsaaklik maar die fariseërs en die kerkoomies en tannies wat daar gesit het. Hy sê vir hulle, julle hardnekkig is en onbesnedenis van hart en ore. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige. Verwys nou na die koms van Jesus, die Messias. Van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het en tog nie onderhou het nie. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande gekners. Nou kyk hom op jou tande te kners, moet jy kwaad wees.
maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm en het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. En die getuies het hulle klere neergelê by die oevoete van 'n jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Nou, waarom was Stefanus se getuienis so gehaat? Waarom het hulle hom op grond van hierdie agtergrond geskiedenis wat hy gegee het, was hy gehaat? Wat hulle niks van gehou het nie. In die eerste plek, my waarneming net om te lees wat in Handelinge 7 geskrywe staan was, hy was vol van waarheid en vrede. Hy het die waarheid vir hulle voorgehou en met dit het hy die vrede gehad, soos wat ou Paulus sê, wat alle verstand te bowe gegaan het. Hy het 'n ongelooflike vrede gehad, terwyl hy met klippe gegooi word, totdat hy dood is. Boonop het hy net soos die Here Jesus ook geroep, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die moordenaars, hulle wil hom stenig, net soos in Jesus se geval, het nie geweet wat hulle doen nie, want hulle sinne was verblind. Die Here Jesus ook voor sy dood het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou vir hulle wie in Christus gesterf het, is daar geen wraakgedagtes nie. Net vrede. En ek dink die wat daar gestaan het, en of met klippe gegooi het, of Jesus gekruisig het, kon dit nie verstaan nie. Hoe is dit moontlik? Jy put met jou lewe nou, en jy het hierdie vrede. As jy gelees het al van martelare in ander wêrelddele in ons tyd, dan sal jy lees dat dieselfde vrede is ook op hulle gesigte gevind, terwyl hulle tot die dood toe gemartel word. Vrede, 'n kalmte, wat 'n mens nie kan beskryf nie, nie in die normale nie. En die vyand haat dit. Ons weet vandag word die Bybel deur baie anti-Christus gelowe gehaat. En dis nie omdat die inhoud daar soveel vrede en vergifnis inhou nie. Die Bybel was in Stefanus se tyd nog nie beskikbaar gewees nie. Maar die uitleef van die Bybelse waarhede van Stefanus was getuienis genoeg gewees dat hierdie ouens, dit wat Stefanus het, is meer as net 'n boek. Daar's iets dieper wat net God Heilige Gees in hom kon plaas. 'n vrede wat niemand verstaan het nie. En wat Stefanus gesê het, wat die Joodse leiers so kwaad gemaak het, was julle hardnekkige en onbesnedenis van hulle was die waarheid. Want hulle was. Hulle het hulle doelbewus gedraai teen die waarheid. Hulle was hardnekkig en onbesnede van hart. Hulle het die Heilige Gees weerstaan. Hulle het die profete vervolg. Hulle het die Messias verraai en hom vermoor. Volgens Stefanus, wat die waarheid was. As jy nou dink aan jouself vandag, en as jy oor so 'n situasie moet wees, waar jy gekonfronteer word oor jou geloof in die Here Jesus, wat gaan jou reaksie wees?
Ons kan nie onsself vooraf indink hoe dit gaan wees nie. Want die Here Jesus gee die genade op die tyd wanneer dit nodig is. Ek lees die getuienis van Johannes Hus, waar hy ook die aand voordat hy op die brandstapel gebrand sou word, sit hy en sy maat in die sel, en hulle sit en kyk na die brandstapel wat daar voorberei word vir hulle, wat die volgende dag word op die brandstapel gebrand vir hulle geloof. En hulle bid en hulle sing en hulle berei hulle self voor geestelik en emosioneel vir die dag van môre. En toe die tyd was om te gaan slaap, toe gaan Johannes en hy druk die kers dood met sy vinger en die kers brand om en sê, Eina, as dit nou so brand, hoe gaan dit môre wees op daardie brandstapel? Sy vriend sê vir hom, Johannes, jy het nie die genade nou nodig nie, jy gaan dit môre hê. Hulle die wet en die profete verwerp, hulle die waarheid verwerp. En so is dit steeds vandag, waar die waarheid verwerp word en teengestaan word. Mense wil nie die waarheid hoor nie. Ek dink byvoorbeeld in Lukas 16, waar ons weet van Lazarus en die ryk man toe hulle gesterf het. Lazarus was opgeneem na die boesem van Abraham en die ryk man het gesterf en hy was daar in 'n plek van smart. En hy roep en hy sê vir Abraham, ek bid U dan Vader Abraham om na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. En toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en hulle die profete, laat hulle na hulle luister. Maar hy antwoord sê, nee Vader Abraham, as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle bekeer. En hy sê vir hom, as hulle na Moses en na die profete nie geluister het nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dode opstaan. Kan jy besef hoe hard is mense se harte? Dat jy iemand doodmaak vir sy geloof en dit nie 'n bloue duit in jou verskil maak nie. Maar tog is daar sommige wat dit waarneem en hulle sien daai vrede en dit gryp hulle aan. Die Romeinse soldaat by Jesus se kruis, nadat hom gekruisig het en hy uitgeroep het, dit is volbring. En daai vrede op die Here Jesus se gesig, het 'n Romeinse soldaat uitgeroep en sê, waarlik, dit is die Seun van God. Sommige sien dit en dit gryp hulle aan en dit raak hulle aan. Ons weet nie wat die agtergrond daar rondom is nie. Maar ek wil amper glo dat iewers was daar gebid vir iemand. As ons kyk na ons tye ook vandag waar soveel martelare wat gemartel was vir hulle geloof en die wie hulle gemartel het uiteindelik tot bekering gekom. Het na die Here Jesus gedraai. Want hulle kon dit nie verstaan nie, hoe is dit moontlik dat hierdie mense soveel vrede kan hê? Want net die Here Jesus se vrede en Heilige Gees se vrede wat hy bring, het 'n impak op mense wat sê, ek verstaan dit nie. Maar dit het hulle maak draai na hom toe. Nog alle jare is daar 'n weerstand teen waarheid. Kom ons kyk so 'n bietjie na die agtergrond. Die Here Jesus toe hy gekom het, toe hy in Pilatus se paleis was vir sy verhoor, en Pilatus ondervra hom en probeer vasstel, nou maar waarom wil die Joodse leiers hierdie man doodmaak? Pilatus, Johannes 18 sê vir Jesus, "U is dan tog 'n koning?" En Jesus antwoord, "U sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem." Hoor nou Pilatus se reaksie. Pilatus sê vir hom, "Wat is waarheid?" En hy draai om en hy loop weg. Hy het die vraag, maar hy wil nie die antwoord weet nie. En so is dit in ons wêreld vandag, die mense loop rond met die vraag, maar wil nie regtig die antwoord weet nie. Want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. As jy hom nie het nie, het jy niks.
oor die waarheid was Jesus gehaat. En die kerkleiers van daardie tyd wou hom uit die pad uit hê. Meer nog, as net die waarheid, was die opstanding uit die dode vir baie 'n doring in die vlees. Hoor wat sê die Sadduseërs, hulle kom na Jesus en hulle sê vir hom dat daar geen opstanding is nie. Hulle sê vir hom, Moses het gesê, as iemand sonder kinders sterwe, moet sy broers, sy vrou trou en die kinders vir sy broer verwek. Nou was daar by ons 7 broers en hulle, die eerste het getrou en gesterwe en omdat hy geen kinders gehad het nie, sy vrou die broer agtergelaat en so ook die tweede en die derde tot die 7 toe. En die laaste een van almal, die vrou ook gesterwe. En in die opstanding nou, vra die Sadduseërs die vraag. In die opstanding dan, watter een van hierdie 7 sal die vrou wees? Want hulle almal het haar gehaat. En Jesus antwoord, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God. Want in die opstanding trou hulle nie en word nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. So terloops, ons word nie engele as ons sterf nie. En wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie. Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. God is nie 'n God van die dooies nie, maar van die lewendes. So lief het God die wêreld gehad dat sy enige gebore seun gestuur het, so elkeen wat hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy lewe vir ewig wanneer jy in Christus Jesus sterf. Weet jy dit? Toe die skare hoor, was hulle verslae oor sy leer. En toe die Fariseërs het hoor dat die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. Daar's altyd argumente. Kom jy agter wanneer mense probeer om die waarheid oor te dra, is daar altyd argumente en hulle probeer 'n redenasie in die gang hou en in die lewe hou sodat hulle kan probeer om hierdie waarheid uit te doof. Sodat hulle kan hoor wat hulle graag wil hoor. En toe die Fariseërs nie die sin kry nie, toe kom een van hulle sê vir hom, nou wat is die groot gebod van die wet? Nou wat het dit met die prys van eiers te doen? Sê hulle wou nie die waarheid hoor oor die opstanding nie. En nou wil hulle teruggaan, maar wat is nou die grootste van die wette? Die opstanding uit die dood was nog 'n Achilleshiel vir die ongelowige. Want hulle wil glo die dag wanneer jy sterwe word jy kompos. Daar's niks meer verder van jou nie. Daar's einde aan jou. Nee my liewe toehoorder, as ek die Bybel reg lees, lewe jy vir ewig. Of in God se teenwoordigheid of buite sy teenwoordigheid, maar jy gaan vir ewig voortbestaan. Daar is 'n eindbestemming vir elke mens en jy gaan nie reïnkarneer nie. Want ek sien dis ook 'n nuwe ding nou deesdae onder die Christene. Jy reïnkarneer, jy gaan 'n beter mens terugkom. Ekskuus. Ons is nie Hindoes nie. In die Christus, as jy in Christus gesterwe het, het jy gesterwe en jy het 'n eindbestemming en dis waar jy gaan opeindig, waar jy gekies het om jou eindbestemming deur te bring. Jy kies om hier. Die opstanding was vir hulle onaanvaarbaar. Hoor wat sê Paulus omtrent dit, Handelinge 23, en om Paulus geweet het, dat die een deel van die Sadduseërs en die ander, die Fariseërs bestaan, het hy die raad uitgeroep. Broeders, ek is 'n Fariseer, seun van die Fariseërs, oor die hoop van die opstanding van die dode staan ek voor die mense, as jy dan nou klop ouens wil omkrap, dan gooi jy jy kat in die hoenderhok. En dis wat Paulus hier gedoen het, met die Fariseërs en die Sadduseërs. Oor die opstanding kom staan ek nou hier voor julle vanmôre. En hulle was ontsteld gewees oor die opstanding. Hulle kon nie die waarheid hanteer nie, en hulle kon ook nie die opstanding uit die dode hanteer nie. Weet jy wat is nog 'n rede waarom Christene vervolg word vandag? Oor die getuienis wat jy van Jesus dra, as jy oor hom praat.
Wanneer jy oor Christus Jesus praat, is jy gehaat en jy word geïsoleer en hulle distansieer hulle van jou. Ek wil jou uitdaag, as jy weer by 'n groot saamtrek kom en daar staan 'n klomp ouens om die braai en elkeen het 'n blik of 'n bottel in sy hand en jy begin praat oor die Here Jesus, dan sien jy soos kokorotte as die ligte aankom. Hulle wil nie dit hoor nie. Mense vlug as jy praat oor Jesus. En Stefanus was met klippe doodgegooi die oomblik toe hy begin praat oor die Here Jesus. Ou Testament geskiedenis was alles goed gewees en aanvaarbaar gewees, totdat hy oor die Messias praat. Toe gooi hulle hom met klippe, op grond van sy getuienis wat hy van Jesus gedra het. Elke gelowige vandag word gehaat op grond van die waarheid en die vrede wat jy in jou ronddra, word gehaat op grond van jou getuienis aangaande Jesus, en word gehaat op grond van die opstanding uit die dood, die ewige lewe. Hulle kan dit nie hanteer nie. En Paulus skryf oor die opstanding en het baie gepraat oor die opstanding, spesifiek in Korintiërs 15, kan ek met jou dit deel. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, as ten minste, as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, en dan is julle nog in julle sonde. Christus is opgewek uit die dode, en daarom is ek en jy vandag, op grond van daarvan, kan ons die getuienis hê van sonde, vergifnis, en 'n ewige lewe, wat ons het saam met hom. Hoe is dit dan dat Stefanus met soveel vrede gesterf het? Hoekom is dit dan dat soveel Christene wat gemartel word vir hulle geloof, met soveel vrede kon sterf? Dat die omstanders op hulle tande geknars het. Iemand het eendag gesê, en dit was my baie interessant geweest, hy sê, die Bybel was nie die oorsaak vir die Christen geloof nie, die Bybel was die gevolg van die Christen geloof. Heilige Gees het die Nuwe Testament skrywers gedring, hierdie moet ons neerskryf, hierdie moet ons verewig, hierdie moet ons oordra na die volgende geslagte toe. Hulle wie Christus het die lewe. Hulle wie Christus nie het nie die lewe nie, het nie die vrede nie. Want hy is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe. Jesus het gesê, in hierdie wêreld sal julle vervolg word, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Ek en jy gaan dit dalk nie vryspring nie. Wie weet. Maar kom ons onsself voorberei, sou dit gebeur, dat ek en jy gekonfronteer gaan word op 'n dag, oor ons geloof in Christus, en ons lewe in hom. Hoor wat sê Jesus vir ons in Matteus 10. Kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig soos die slange, en opreg soos die duwe. Maar pas op vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke, en in hulle gesinnegoges sal hulle julle gesel. En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word, om my ontwil tot 'n getuienis vir hulle, en vir die heidene. Maar wanneer hulle julle oorlewer, moet julle nie kwel oor wat julle sal spreek nie, want dit sal vir julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek. Jy het dit nie nou nodig nie, maar dit sal vir jou gegee word wat om te sê in daardie oomblikke.
Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die gees van julle Vader wat in julle spreek. Maar die een broer sal die ander tot die dood veroorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen die ouers, en die ouers opstaan en hulle doodmaak. En jy sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, sal gered word. So as jy nou vanoggend sou redeneer, ek, 'n martelaar, ek dink nie so nie. Ons weet nie. Maar weet dit, dat as jy volhard tot die einde toe, sal Heilige Gees vir jou gee, wat om te sê, dalk niks sê nie. Ons weet nie, maar jy sal weet op daardie oomblik. Maar ons dank die Here vir die voorreg dat ons nie in vervolging lewe nie, aldus nie nou nie. Hy wie in Christus is, leef nie in vrees nie. En Johannes skryf daaroor in Johannes 4. Hier in die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar's geen vrees in die liefde nie. Maar die wat volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Omdat hy ons lief het, vrees ons nie die dood nie. Omdat hy ons lief het, het ons ook die waarheid lief. En omdat hy ons lief het, omhels ons die opstanding. En omdat hy ons lief het, dra ons die getuienis van sy liefde in ons harte, in 'n wêreld wat hom nie ken of wil ken nie. J.D. Vance, die Amerikaanse visiepresident, het eendag gesê in 'n Telegram tweet, sê hy, when you're mocked for wanting a strong family, a safe neighborhood, a church that teaches truth, you're not the problem. You're the threat to their agenda. And they are right to fear you. Ons word gevrees, omdat ons die waarheid dra. Ek en jy so geseënd en so bevoorreg om hierdie waarheid in ons rond te dra. Moet dit nie gering ag nie. Maar weet dit, ons is nie veilig in hierdie haatwêreld nie. Ons is nie veilig nie. A bullet does not dodge a Christian. Maar terwyl ons in vrede leef en vir mekaar kan bid vir veiligheid, dan doen ons dit. Maar sou dit gebeur, dat ons paraat kan wees en gereed kan wees. Mag die Here Jesus vir ons help daardeur. Ek wil vir jou vra vanmôre, as jy hom nog nie ken as jou persoonlike saligmaker en verlosser nie, dan is dit haastyd dat dit gebeur. Dat jy hom in jou hart het, in getuienis in jou hart dra, van ek weet hy het my te sonde vergewe, en ek weet hy het my aangeneem as sy kind en ek is syne. Jy moet dit weet. Dit word nie oorgeerf nie. Dit word nie in iemand se testament opgeteken nie. Jy glo of jy glo nie. Jy weet of jy is nie seker. En ek wil vanmôre jy moet verseker weet. As jy gereed, weet jy. Weet jy. Kom ek bid vir jou. Here Jesus, ek wil vanmôre kom bid vir ons in hierdie auditorium. Ons leef in moeilike tye, dit is verseker so. En ons weet nie wat môre vir ons inhou nie. Maar sou dit gebeur dat die vyand probeer om toe te slaan op die Christenkerk? Want ek sien daar in Indië en in ander lande in die wêreld waar 'n kruis iewers op 'n gebou verskyn, word dit afgebreek en die gebou word afgebrand. En hulle wie daarin is, word vervolg. Maar Here Jesus, terwyl ons nog vrede het hier,
gaan ons vir mekaar bid en ook vir ons boeties en ons susters in ander wêrelddele wie vervolging in die gesig staar. Die liggaam van Christus strek wêreldwyd, is nie net ons groepe hier nie. Almal wie die naam van die Here Jesus aanroep, is kinders van God. Maak nie saak in watter wêrelddeel en watter taal hulle praat nie. En daarom vra ons Here Jesus, wees vir ons genadig, hier in Suid-Afrika, nou. En ons wil volhard tot die einde toe. En ons wil ons nie ophou met allerlei dogma en dingetjies wat verwydering bring nie. Maar eerder dit wat eenheid bring. Een God en Vader. Een Jesus Christus. Een Heilige Gees.